Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella, kom. Vanaand in Pasella hou ons partytjie op die water in die Vaaldriehoek. Ons hou 'n seiljagreisies op die Vaaldam saam met die sanger Von Gardner en sy vrou Nerine. Ons ontmoet 'n paar jagduiwels van die Ovaal renbaan in vereniging. En die akteur Vilje Rits wys sy staal met 'n 4x4. Vereniging in Gauteng het in 1892 ontstaan. Die naam kom van die vredesooreenkoms wat met die einde van die Anglo-Boereoorlog aangegaan is. Die stad is 'n voorloper in industriële vervaardiging, terwyl die Vaalrivier vir hoë waterpret sorg. As ons 'n kuierreis vir 'n kuierboot verhul op die Vaalrivier, dan moet ons dag voor dag opstaan. Ja, beslis. Ons het 'n lang dag voor en ons meisies weet hoe om pret te hê. Veral ons twee blonds. Ek wonder hoekom noem hulle dit die Vaalrivier, want ek sien niks vaal hier om ons nie. Ja, ek stem saam. Ek kan nie wag om te sien wat die area vir ons kan wys nie. Nou toe. Carmen begin haar Vaalrivier avontuur saam met die akteur Vilje Rits. Sedert 2009 het Vilje uiteenlopende rolle in 'n verskeidenheid films en TV-reekse gespeel. Vandag toets ons sy 4x4 vaardighede, waarvoor hy beslis hare op sy tande nodig gaan hê. Vilje, kyk wat ek vir jou hierso. Is jy nie beïndruk nie? Ek het hierdie kar so parkeer. Ja, dis absolute malligheid. Het jy dit self so gepark? Ja, natuurlik. Nee, Christus, ek weet nie of jy dit reg gekry nie. Dis alles Ellen gewees. Jy's mos 'n regte waggels. Jeez, ek hou doen 'n bietjie van warrior races. Surfing was my groot sport geweest op skool, wel meer 'n hobby want ek was betrokke by alle sport. Dan deesdae probeer ek myself besig hou om bietjie te travel. Ek was byvoorbeeld nou so Vietnam en Thailand vir 25 dae en man alleen daai tog aangepak. So dit was something else as ons dit so kan stel. Jy was die laaste paar jaar baie bedrywig geweest. Laas jaar het ek 3 films gedoen en dan het ek natuurlik die reeks ook High Rollers op SABC3 en net voor het ek gedoen 'n reeks genaamd Swartwater. So ek moet sê ek mag nie kla nie en die Here het my geseën. Ek het vir Faith gebring dat pa vir hom verskoning kan vra. Waarvoor? Pa weet baie goed waarvoor. Vilje het op 26 reeds sy merk gemaak as akteur en was te sien in die films Verraaiers, Die Prou, Hollywood in my huis en 'n man soos my pa. In die dramareeks Swartwater het hy die rol van Werner Steyn vertolk, 'n rykman seun vol streke. In Swartwater speel jy 'n regte stout seun, maar in hoërskool was jy hoofseun geweest. Wat het intussen gebeur? Ja nee, kyk, ek sou nou nie sê ek was die soetste klong op skool geweest nie. Ek dink op die einde van die dag het ek my hoofseun geraak as gevolg van die kinders wat gewout het. Maar ja, ek kry deesdae nog ons lekker rolle wat ek kan speel wat 'n bietjie waaghalsig is soos jy nou gesê het. Want nou gaan ons man en vrou alleen hierdie dinge aanpak, maar ek gaan nou nie bestuur nie, jy gaan bestuur asseblief. Cool, kom ons kyk hoe werk dit uit. Krisis. Ellen, hierdie lyk my na 'n willestelletjie. Some of the basic rules are approaching very slowly. Everything must be done very slowly. You must never get yourself into the tight spots. When you do, you need to know how to get out safely. I'm going to teach you how to use the brakes properly because it's instinctive. That way, you will do it naturally. You don't have to think about what you're doing, you'll automatically do it. Ellen doen al vir 18 jaar 4x4 opleiding en word gelukkig nie maklik ontseën nie. So what I think we're going to do is, we're going to leave you here. Yes. Okay, and the car's still got a long way to go, as you can see. That's wonderful. Die hindernisse by Bass Lake is gewis nie kinderspeletjies nie, maar waar daar 'n wil is daar altyd 'n weg. Nice! Flip it, nice! Hoorie so, dit raak nou al die moeiliker. Hierdie is 'n omtrent 'n 40 grade afdraande hierdie. Ja, wel, dankie dat jy my laat weet want ek kan nie oor die bonnet sien eers hoe ver dit is nie. So ek gaan letterlik hierso vir 'n neusduik. Jy kan nie oor die bonnet sien nie. Ek sê my hande. Jou hande is afgekap, is nou als my beheer. Stadig oor die klippe, maar dit lyk darm of Vilje sy storie ken. Ek moet sê jy's 'n Gautenger nou, maar jy het mos in Melkbosstrand groot geword. Ja, kyk, ek is 'n Kaapenaar van eie bloed, jy weet. Ek is daar gebore en wil baie graag terugtrek Kaap toe eendag in die toekoms. My hele familie is daar, my ma's daar, my pa's daar. En my broer is tans besig om nou klaar te maak met sy swatting, ou Martiens. Hy gaan 'n argitek word. En dan natuurlik die een groot liefde hoekom ek daar is die surfing.
Villiers se pa is die welbekende akteur Albert Maritz. Albei was te sien in die film 'n man soos my pa, 'n gepaste titel met die appel wat hier beslis nie ver van die boom geval het nie. Jy het op 18 in die diepkant van jou loopbaan ingespring. Ja, ek het op 'n jong van 18 toe maak ek net skool klaar, jy weet, en ons het toe waar mense normale matriek naweek sou het ons matriek maand gehad. En toe net daarna toe trek ek op Johannesburg en bly toe by Neil Sandilands in sy kombuis. Letterlik met 'n opblaasmatras in sy kombuis. So as ek die aande warm gekry het, het ek die yskas deur so oopgemaak en dan het dit my afgekoel soos 'n aircon. En ja, toe het binnelanders my geoffer of hulle wil kom werk en ek sê vir hulle ek weet absoluut niks van die TV-industrie af nie. So dit gaan my tyd mos en hulle tyd mos en hulle bied toe aan om vir my te laat werk op die tegniese span. Jy weet, ek het 'n bietjie gekabelbash, ek het koffie aangedra, ek het wardrobe gedoen, ek het 'n bietjie beligting, kamerawerk, alles gedoen. En eventueel toe kry ek die rol van Gys op Binnelanders en dit was basies die groot kick-off vir my beroep, ja. Jy is so suksesvol in jou loopbaan, maar is daar iemand spesiaal in jou lewe? Nee, jy weet, ek het nie nou iemand spesiaal in my lewe nie. Maar ek glo alle goeie goeders kom met tyd. Jy weet, so ek seker of van die regte girls nog oor my pad kom. Elke pot kry sy deksel. Ons bly by wiele, maar hierdie keer vir 'n nostalgiese rit by die Sylvia Weil Erfenismuseum buite Vanderbijlpark. Die museum is soos 'n oudtydse myndorpie uit die vroeë 1900s uitgelê. As 'n mens na Sylvia Weil Museum toe kom, word 'n mens nie net hierdeur gesjofeer nie, maar jy word omtrent teruggevoer in tyd. Hierdie motor is 98 jaar oud. Dit is 'n 1929 Model A Ford wat in totale oorspronklike toestand is en het 'n 3-spoedradkas. Ziggy, hoe het die idee vir hierdie museum ontstaan? Ja, die museum het 22 jaar terug ontstaan. Ons het oor die jare verskillende geboue opgerig wat inpas by 'n spesifieke tema. Die museum self is nou in bedryf 2,5 jaar. Hier kry jy alles van 'n treinstasie en 'n Engelse telefoonhokkie tot 'n stoomengine uit 1894, steeds in 'n werkende toestand. Hier is 'n perdekar. Hy het 'n lisensie op van 1908. Maar oom het seker nog nie e-tolrekening gekry vir daardie lisensie nie. Nee, op daai een nie. Alhoewel die e-tol sou seker daai 1908 kon gelees het. Wat ons wel het, is 'n ossewa. En die ossewa het wat ons noem wielbelasting ding is. En dit kan miskien geag word as 'n e-tol skyfie. Ek sê julle nou wys, in die ander saal, die motorkarre wat ons het, wat wel e-tol sal moet betaal. Dankie. Sien jy moes selfs toe al gehoes het as jy 'n ryding wil hê. Ziggy se gunsteling ryding is 'n windmakerige Model T uit 1923. Die geel staatmaker het 8 jaar gelede nog 750 km afgelê in 'n tydren. Daar is ook spoorwegstukke soos die skaal uit 1920. Ek kan nie onthou wanneer laas ek op 'n skaal geklim het nie. Ek dink hy's gebreek. Wel, hy is immers amper 100 jaar oud. Vir die dames bied die dorp selfs 'n modewinkel en 'n besonderse versameling porseleinpoppe. Wat dink julle kos daai pop? Daai een daar agter wat met die doek op die kop is. 5000, 2000, ek weet nie. Nou die pop dateer uit 1890s, dis in Duitsland gemaak en gewaardeer meer as R100 000 werd te wees. Nee. Ja. R100,000. Nee, ek dink dit is tyd dat ek weer 'n paar van my porseleinpoppe gaan probeer uitgrawe. Hoekom het ek my poppe weggegee? Kom. Kom binne gaan saam. Na die breek brul die engines om Vereniging se ovaalbaan en ons vaar op die water saam met die sanger Von Gardner. Pasella kuier in Vereniging waar die ovaalrenbaan die adrenalien laat pomp. The Ultimate Raceway is verlede jaar aangewys as die beste ovaalbaan in Suid-Afrika en sorg vir gereelde wedrenne met Callie Newman aan die stuur van sake. Callie, nou verstaan ek hoekom die mense sê in Vereniging hoor jy die mense aankom voordat jy hulle sien aankom. Dis 'n feit, ja, weet jy wat, ons is hier 'n groep mense wat die sport so geniet, 'n klomp adrenalien junkies en elke geleentheid wat ons kry sal ons regtig waar geniet op die renbaan. Maar ek moet bieg, ek weet niks van karre met vlerke, karre sonder brieke en goed wat so gebrom is nie. Weet jy wat die karre uniek maak is, ons hardloop byvoorbeeld tussen 750 en 900 perdekrag en hy weeg 650 of 700 kg. Dis hoekom hy die drukvlerk het, dit is om hom nou maksimum traksie te gee op die baan, so die wind druk hom af.
Maar hierdie is ook seker 'n man se wêreld as 'n mens in so 'n tipe motor ry, reg? Weet jy wat nee, jy sal verbaas wees. Ons het byvoorbeeld vir Lisa daar, sy doen net so goed en sy's inteendeel is sy van ons top kompetisie. Lisa van Sail is in haar element met haar pink wiele en het selfs al in Amerika gaan deelneem. 'n Resieskar soos die in enige kleur sal jou sowat R500.000 uit die sak jaag. Mense, hierso is Lisa en haar kar se bynaam is Spoiled Brat. Nou wil ek uitvind waar dit ontstaan. Jong, my man noem my die Spoiled Brat want hy sê ek kry alles wat ek wil hê, maar ek sal nie met hom saamstem nie. Alhoewel, hy doen baie vir my en dis hoekom ek sal ook sien. Ek het 'n klein plakkertjie op my kar wat sê thank you hubby. Ek was 10 jaar oud staan ek op daai paviljoen, toe wys ek so ek sien julle daai goed. Ek gaan hom eendag ry. En min het my man geweet hy gaan hom vir my koop. Hallo julle. Carmen, as jy gedink het hierdie is dinamiet in 'n klein pakkie, dan is daar nou vir jou nog 'n groter verrassing. Of is dit 'n kleiner verrassing? Kom nou kyk. Ek nou skieurig. Marley Simon is 'n 12-jarige wat bewys dat jy nooit te oud of te jonk is om jou droom te begin najag nie. En sy doen dit in 'n Ninja Midget. Hallo Marley. Hoorie sien, ek het nie gelieg nie. Kyk hoe klein is sy en sy ry hierdie klein groen monstertjie. Ek kan dit nie glo nie, dis my verbasing. Marley, hoe oud was jy toe jy begin ry het? Ek was 7. Ek het begin ry want dit het vir my so lekker gelyk want my familie het gery en ek het net gedog, okay, miskien moet ek ry. Ander mense kry hulle lisensies op 18 en ek het myne op 7 gekry toe ek begin ry het. Hoorie, maar ek moet bieg, toe ek 7 jaar oud was, het ek donuts geëet en ek het donuts versier. Sy maak donuts op die teerpad. Die renjaar dames van die Vaal het Carmen en Melinda geïnspireer om self ook voet in die hoek te sit om die ovaalbaan. Ek dink ek en Carmen is braaf genoeg vir die Amerikaanse resieskarre nie, so ons verruil maar vir hierdie stokrods. Moenie 'n fout maak nie, hulle is net so vinnig. Is jy reg? Ja, kom ons plant bande. Reg om te verloor. Dis jy nie. Die dames is vinnig uit die blokke. Met Carmen was dit dalk 'n geval van hoe meer haas, hoe minder spoed. Melinda se bestuursvernuf het haar uiteindelik die eerste plek besorg. Ek dink ek het gewen! Sien, ek het gesê sy gaan my stof eet. Hierdie is malligheid. Na al die opwinding is dit tyd om af te rad, saam met Juzel Reimers wat vandag ons kuierboot optof. Juzel, dit lyk nou regtig vrolik. Ja, die Vaalrivier meander is glad nie so vaal soos dit almal sê nie, Carmen. Jy sal sien dat ek nogal regtig waar kleur ingebring het op die tafel, waar ek die blokke gebruik het en dan sommer kruie en potjies geplant het wat 'n bietjie varsheid op die tafel bring. Die wit en die swart en die rooi is regtig waar kleure wat uitstaan. Ek het ook reg Suid-Afrikaanse produkte op die tafel ingebring en dan het ek op die koevertjies 'n ou boodskappietjie opgeskryf het vir elke persoon wat kom sit. Dit maak dit altyd maklik vir alles mense mekaar nie regtig ken nie om sommer dan te sê wat staan op joune en wat lees joune. So dit was my idee met dit saam. Soos die een, doen wat jy lief en lief wat jy doen. Dis iets waarin die kunstenaar Vaughn Gardner ook glo. Die musikant Vaughn Gardner is ook 'n akteur, vervaardiger en liedjieskrywer. Die temalied van die film Uitvlug kom juis uit Vaughn en sy vrou Nerine se pen. Melinda en Vaughn het op ons kuierboot gaan anker gooi vir 'n geselsie. Jy's ewe gemaklik agter 'n mikrofoon of voor 'n kamera. Is dit ietsie wat al van kleintyd af saamkom? Ja, ek dink dit al als begin by my ouma wat vir my liedjies geleer het toe ek dink so 2 jaar oud was en ja, so ek dink my liefde het maar daar begin. Die eerste keer toe ek 'n mikrofoon vasgehou het, was ek so 8 jaar oud. Op 13 jaar ouderdom het ek begin instrumente speel en op 16 jaar ouderdom het ek my eerste musiek bly speel. Al hierdie goed het my bygedra tot my absolute liefde vir musiek. Sy mees onlangse album Sit Vanaand op Herhaal wys waarom Vaughn dit reg kry om na 7 jaar steeds sy aanhangers te beïndruk. Ek het vandag vir ons 'n ander tipe opwinding met 'n klein bietjie adrenalien beplan. So is jy reg voor? Ek weet nie. Jy hoop jy's reg. Kom ons kyk.
Na die breek span ons die seile saam met Von en sy vrou Nerine. En die kosentrepreneur Christine Kuipendale kuier in die kombuis. Pasella. Pasella kuier in die Valmeander waar die Round the Island Racers 'n jaarlikse instelling is. Carmen en Melinda kon 'n seiljagreisies in die kleine aanpak saam met die musikant Von Gardner en sy vrou Nerine voor hulle op 6 Junie hulle eersteling verwelkom het. Maar net so voor julle bou vir ewig goed as 'n span moet saamwerk, het ek dit goed gedink om net vir 'n laaste keer 'n bietjie gesonde kompetisie in julle uit te lok. Ja, ons is nogals kompeterend, so ek dink dit sal goed wees en dis seker die laaste keer wat ons kan doen voor sy kom. So tag teams, is jy in my span? Ja. En jy is myne. Hoi. Die Round the Island Racers is in 1958 vir die eerste keer gehou. Daar is al in die verlede met 'n rekordgetal van 389 deelnemers gespog. Vanessa, soos wat ek het verstaan, is die Round the Island Race enig in sy soort. We have the Guinness World Record, which we set in 2007 for the largest inland yacht race in the world. We've just done our 58th in consecutive race, and we've kind of become the Comrades Marathon in sailing. Met die wind van agter was dit tyd vir aksie. Geduld is nodig vir hierdie speletjie, want die deelnemers mag net op die wind staat maak vir spoed. So daar steeds meer as genoeg tyd vir gesels. Julle skryf ook musiek saam. Hoe werk so 'n proses? Dit het redelik onlangs begin, soos in die tweede helfte van ons verhouding. En dan sal ek die harmonie doen en dan sal hy vir my soms stop en dan sê, nee, jy sing die harmonie verkeerd, sing asseblief dit en dit en dit. En ek staamlik seker hy is weer om myself nou te doen. Dink jy Carmen is nou in die spervuur daarso? Ja, ek seker hulle sing nou. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Net op my middelstuk, net 'n klein bietjie op die noot, net daar. How can we be wrong? Yes, daai is. Hey, ons sing lekker saam. Al die jou vrou ook so reg. Nou en dan hang af van die song, ons kyk maar altyd. Jy lyk nogal heel gemaklik vir my agter hierdie ding en ek dink ons gaan wen. Reger! Kom aan, Bonnie, kom. Tag left, tag right. Jammer Carmen, maar vandag is net nie jou dag vir spoed nie. Na 'n naalskraap kompetisie was dit uiteindelik Nerine en Melinda wat as wenners uit die stryd getree het. Maar nou is dit eers tyd vir droë grond en 'n DIY werkswinkel. 'n Skinkbord is nooit te versmaai as 'n mens 'n partytjie hou nie en vandag leer ek om ons eies te maak vir ons opskop by die rivier. Marnay Briver van Wigglebums verrig wondere met verf en stensels en vandag maak sy ons touwys. Hierdie is so mooi, mens kan dit raam. Hoe begin ek dit maak? Die eerste stap is, jy vat jou firebrick wat ons eerste kleur is vandag, dan gaan jy basies net vinnig 'n goeie kout op hom sit. So hy hoef nie baie egalig te wees nie, dit gaan letterlik net oor kry die verf op jou plankie. Hierso het ek klaar enetjie wat ek sommer vir ons laat droog word het, net om die proses bietjie vinniger te maak en nou gaan ons die tweede stap doen, die wax. Ek wil my hande vuil kry asseblief, kan ek dit doen? Ja, jy kan. Sit hier en daar kerswas op die plank. Daarna verf jy bo oor die kerswasgedeeltes met 'n ander skakering. Laat dit droog word en skuur dit af. Herhaal die proses met sagte was waarna jy jou hele skinkbord met jou finale kleur verf. Rond jou kunswerk af met 'n stenselpatroon, sit handvatsels aan en sien daar. Uitsa, hierdie gaan nou baie oulik wees vir vandag se partytjie, maar vereers moet daar gebak en gebrou word. Maar nee, jy is letterlik 'n ster. Christine Kuipendale is vandag ons kosentrepreneur aan boord. Vir voorgereg is maklike mediterrane happies op die spyskaart. Filo sigare met ricotta kaas en suurlemoen, botterskorsie, basiliekruid en feta driehoekies en vye gevul met parmaham en bokmelkkaas. Net die laaste bietjie. Nou ek weet dis 'n paar hongerwolwe wat hiernatoe kom, so hierdie bordjie gaan nie genoeg wees nie. Wat maak ons vir hoofgereg? Ons gaan nou af na die galley, dan gaan ons verder kook. Galley, dit is nou die fancy woord vir kombuis op 'n boot. Hoe voel jy op 'n weegboot? Gelukkig is ons nie op die see nie. Dankie tog. Vandag maak ons lamskoftas en ons gaan dit bedien met hummus en met tzatziki en geroosterde pita broodjies. Nou, so waar begin ons?
Ons gaan die lamsvleis vat, die lamsmaalvleis en ons gooi dit in 'n bakkie. En daarbij voeg ons 'n bietjie broodkremels. Dis 50 ml broodkremels wat ek met 'n klein bietjie water gemeng het. Dit is net om dit te bind. Voeg daarbey 'n gekapte rooi ui, geklitste eiergeel, geroosterde dennepitte, 'n titsel woestersous, speserye en vars gekapte kruie. Christine, maar jy het ook 2 kookboeke. Die eerste een is 'n Weskus geïnspireerde boek. Die tweede boek is 'n bakboek. Maar ek is baie entrepreneurial, so ek het die boek gedoen Bak vir Pret en Profit en dit is vir mense wat wil geld maak met hulle gebak. Die boek is baie maklik om te volg. As jy kan lees, dan kan jy bak, glo ek. Wanneer jy jou ovaalvormige lamskoftas klaar met die hand gevorm het, braai jy dit in die pan, min of meer 5 minute aan 'n kant. Ons gaan nou 'n bordjie vir jou opskep. Ek gaan die koftaatjie, ek gaan hom nou in my hand vat weer en dan gaan ek 'n stokkie indruk. Christine bedien die vleislollipop saam met tzatziki van yoghurt, komkommer, knoffel, mint en korianderblare. Gemarineerde olywe en tuisgemaakte hummus rond die bord af. Maar ek moet proe. Ja, hy's nog bietjie warm. Nou, as ek harde werk, moet 'n mens darm 'n bietjie van 'n beloning kry. Ek dink ook so. Lekker. Jy dink hy's af, ek moet net gou weer proe. Ja, laat ek Vir nagereg tower Christine geklitste mascarpone en yoghurtmoes saam met vars grenadilla op, reg om boonste dek toe te gaan. Carmen, jy lyk dan nou maar vir my heeltemal te gemaklik terwyl ek is so in die kombuis afsloop. Melinda, ek kon nie wag om te voel hoe voel die water nie, man. Wel, kos is op die tafel. Maak seker jy droog vinnig af. Kom klim saam in, man. Sy julle nagereg. Smaaklik ete julle? Smaaklik inderdaad. Ons kaptein op die kuierboot is Carissa Ash van Liquid Lounge wat gereeld gaste op die water trakteer. Carissa, of moet ek sê kaptein, ons is nou so gemaklik hier op die water. Hoekom is dit so gewild? I think it's so popular because it's like staying in a hotel room on water. And of course it's awesome for parties and remember what happens on board stays on board. Ah, dit klink soos my tipe partytjie. 'n Pasella Makiti op die Vaalrivier saam met goeie geselskap en koningskos is enige een se tipe partytjie. Ek het nog niks geëet nie, julle. Wel proe dan 'n bietjie hierso aan my harde werk. Kyk, beslis. Baie hard gewerk. Baie hard gewerk. Waar sal jy kan sien om weer so 'n blaaskansie op die water te vat? Ja, ek dink vandag was nogal pretty awesome so. Dan moet ons seker die maksimum uit hierdie geleentheid uitput. So, hoe klink dit met nog 'n rondte in die jacuzzi? Klink lekker. Volgende bietjie agtergrondmusiek. Jy lyk so mooi vanaand met 1000 kersse wat hier om jou brand. Ek sal verseker ons bootpartytjie 10 uit 10 gee. Ek dink ook nogal so en ons gaste ook. Ons hoop julle het 'n wonderlike en 'n kleurvolle naweek net soos die pragtige Van Meander. Tot volgende keer. Toedeloe. Bye. Nou begin ons lewe saam. En jy gooi jou arm saam my jou life is styf in my en sê jy's lief vir my, net vir my. Ek's voor jou op my knieë, vat jou hand in myne, voel jy ook dieselfde, wees my tweede helfte.